Goeiemôre almal, wees gegroet in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde Vrydagoggend en baie dankie vir die voorreg wat ek het om vir julle 'n woord te kan bring vandag en aan God alle eer, lof en heerlikheid dat ek in staat is om vir julle te kan woord bring. Nou ons almal ken die storie van Martha en Maria. Jesus het by hulle aan huis gegaan en Maria het gekies om eerder by Jesus se voete te sit. Martha was die een wat gesorg het dat alles reg is. Sy was besig met dinge in die huis, om dit in orde te kry, en later het sy kwaad geword, omdat Maria eerder by Jesus se voete gesit het, as wat sy haar gaan help het. Maar Jesus het vir haar gesê, dat Maria het die betere opsie gekies. Nou kind van God, ons het bietjie ook hieroor gepraat in ons selgroep, en dit het my laat baie dink. Wie was nou eintlik reg hierso? Martha of Maria? Nou, ek het tot by die slotsom gekom. Maria het gekies om al die dinge wat aards is, om 'n plek gereed te kry. Het sy besluit, nee, ek gaan dit eers op sy skuif, ek wil eers by my Jesus se voete sit, want ek het nodig om by sy voete te wees, ek het nodig om net in sy teenwoordigheid te wees. Nou sê ek dat Martha was verkeerd om eerder al die goedjies te wou reg kry. Nee, glad nie. Ek seker elkeen van ons, as ons 'n kuiergas ontvang, dan wil ons mos seker maak alles is reg, alles is in orde. Maar ongelukkig, weet julle wat is die groot fout wat ons maak? Baie keer is ons so gefokus om eerder alles in orde te kry, om eerder alles af te handel, as wat ons dan tyd saam met daai mense spandeer, daai persoon wat by jou aan huis gegaan het. En dit is wat Jesus gesien het. Jesus het gesien, Martha wou alles reg kry, maar wat hy gesien het is, dat dit was vir haar belangriker om seker te maak, alles is reg, as om net 'n bietjie te kom asem skep, en om net bietjie te kom rustig raak. En kind van God, hoeveel keer in ons lewens doen ons dit nie ook nie? Baie keer wil ons eerder alles uitsorteer. Ons wil gou net eers dit klaarmaak, en ons wil dit gou doen. En dan sal ons miskien besluit, okay, kom ek gaan spandeer nou bietjie tyd saam met die Here, of kom ek spandeer nou bietjie tyd saam met my geliefdes. Prioritiseer. My boetie en sissa, dis 'n ding wat ons regtig baie hard moet aanwerk, selfs ek, om dinge te prioritiseer in ons lewens. Ons is baie vinnig, baie vinnig, om eerder vir Jesus uit ons skedule uit te vat, om te sê, Here, ek sal later bietjie tyd saam met u spandeer, ek sal later Bybel lees, ek moet nou eers hierdie kontrak afhandel, ek moet nou eers hierdie mense kontak, ek moet nou eers dit doen, en ek moet nou eers dat doen. Hoekom is dit so dat Jesus altyd die laaste plek in ons lewens moet kry? Is dit nie hartseer nie, my boetie en sissa? Ek meen, wat doen Jesus nie alles vir ons nie? Ek meen, Jesus is juis 'n God wat hom nie op jou sal afdwing nie. Al wat hy net vra, is ook 'n bietjie van jou tyd. Maar ons is so gefokus om eerder alles in orde te kry, as wat ons net 'n bietjie tyd saam met Jesus wil spandeer. Wat gaan dit help? Alles is perfek, maar ons het tyd wat ons saam met Jesus kon spandeer het, selfs tyd saam met ons geliefdes kon spandeer het ons afgeskeep. Ek dink hierdie naweek wat voorlees, 'n perfekte tyd, dat ons 'n bietjie kan werk daaraan, om ons prioriteite 'n bietjie in lyn te kan kry, en net 'n bietjie te kan tyd spandeer, saam met dit wat regtig 'n prioriteit in jou lewe is. Wat dink jy, my boetie en sissa? Gaan ons 'n punt daarvan maak, om bietjie aandag te gee aan dit, wat regtig aandag nodig het, as wat ons so besig is met al hierdie alledaagse dinge wat kan wag tot môre toe, en ek weet, dis hard, want ek is net so skuldig daaraan, maar ons moet regtig saam met mekaar saam staan, en dat ons kan begin, om dit wat werklik saak maak, te prioritiseer. Julle moet 'n wonderlike naweek verder hê. Kyk asseblief mooi na julleself, en natuurlik as dit die Here se wil is, bring ek maandag weer vir ons 'n woord. Tot dan, mooi bly julle, totsiens.